IFSA, Prosperity in Progress. Nou, ons gesels vandag weer finansies sake saam met Frikkie van Loggerenberg van IFSA en hy is natuurlik uitvoerende beampte en ook hoof van beleggingsstrategie. Goeiemôre. Môre, François. Nee, ons is opgewonde. Vandag is begrotingsrede. Ek dink julle kan nie wag om te hoor wat gaan gebeur nie. Frikkie, wat dink julle die hoof 3 temas waar aandag gaan geniet? François, wat ons identifiseer of na kyk is, maar as jy na die land kyk soos 'n besigheid, jy wil sien waar jou geld vandaan kom, waartoe dit gaan en wat is jou plan daarvolgens. Nou, belasting is ons inkomste. So ons het nou al gesien dat dit 'n persoonlike belasting oogpunt meer as verwagte, sodat meer belasting ingekom te danke aan die tweepotstelsel natuurlik, wat nou 'n bietjie gaan afplat later van die jaar. Die maatskappye het ook baie goed gedoen. Daar's groot makro-ekonomiese momentum wat die maatskappye laat meer verdien en meer belasting betaal, spesifiek in die mynbousektor. Die goudpryse is lekker hoog, so daai produksie word dan daar uitgesteek. Wat vir my die belangrike ding is, die ekonomiese ontwikkeling, waar ek dink die groot fokus moet op wees, want as jou ekonomie groei, word daar meer gespandeer, daar's beter winste en is meer belasting wat dan kan gebruik word vir die staat om van hierdie dinge uiteen te sit. Om te spandeer, weet ons nou al dat Transnet kort bietjie geld. Ons weet nie of beerdkrag heeltemal weg is nie. Die munisipaliteite sukkel maar so 'n bietjie en dan die staatssalarisrol is ook maar relatief hoog. So ons moet daai dop hou om te sien wat die hoeveelheid geld wat moet geleen word om daarvoor voorsiening te maak. Kyk, daar's ook geweldige reaksie altyd op die begrotingsrede en ouens wat sê maar dit moes nie en dit moes meer en moes minder en. Wat se raad het julle aan kliënte wat dit betref? François, jy kan nou sien dat die mark is absoluut groen regdeur en het baie goed gedoen. So die beleggers verwag nie iets buitensporigs of 'n verrassing in die mark nie. Maar wat ons altyd sê is, jy moenie vasgevang word in die sentiment of die emosie van die situasie nie, goed of sleg. Met al die dinge wat nou gebeur het tussen ons en Amerika die laaste tyd was die mark relatief nie geaffekteer nie, as ek dit so kan sê, en baie stabiel. So, dit gaan nie altyd goed gaan nie, soos vir die laaste jaar, die beurs het amper 20% gedoen, so, mens kan nie verwag met altyd goed gaan nie, het kan ook nie verwag dat dit altyd sleg gaan nie, so, 'n mens met 'n plan by mekaar sit, 'n lekker strategie uiteensit, en kry genoegsame bateblootstelling in jou portefeulje. Kom ons kom bietjie by IFSA se gekrediteerde netwerk van adviseurs uit, Frikkie. Wat is julle benadering tot ouens se portefeuilles? Wat ek dink wat ons anders te maak is, daar 3 pertinente punte wat ek wil uitlig. So die een is die onafhanklikheid, waar 'n persoon of 'n adviseur heeltemal onafhanklik staan. Hy het nie daai verpligting of motivering om 'n spesifieke rigting of advies te gee nie, hy is heeltemal onafhanklik. So dis 'n goeie ding. Die tweede ding is produkverspreiding. Daar is 'n groter of 'n wyer produk beskikbaarheid vir ons adviseurs, verskeie platforms, elke liewe bateklas wat jy kan aan dink, hulle is beter gelisensieer, so daar is ander bateklasse wat hulle dan basies kan bied. En natuurlik op 'n individuele vlak, dis 'n persoonlike verhouding, 'n persoonlike oplossing wat na elkeen individueel kyk. So om 'n produk te verkoop is nie meer goed genoeg nie, dan moet individueel gekyk word. Julle nooi konstant, jy weet, kykers, maar ook onafhanklike finansiële adviseurs om kontak met julle te maak. Hoekom? Ons het 'n baie unieke en gespesialiseerde belastingaanslag of 'n metodiek wat ons gebruik om belasting te bespaar. En ons wil hierdie spesifieke strategie wil ons vir die adviseurs gee sodat hulle dit nou weer vir hulle kliënte kan gee en daar ook sakke vol belasting vir hulle kan spaar. En kykers wat dink dat hulle te veel belasting betaal of bekommerd is oor boedelbelasting, want niemand wil belasting betaal nie, en word gesê jy kan niks daaraan doen nie, moet met ons kontak maak sodat ons hulle kan wys. Daar is eintlik strategieë wat 'n mens mooi uiteen kan sit. In 2 sekondes, hoe maak finansiële adviseurs met julle kontak? Hulle maak met ons kontak, SMS die woord kontak na 48422. Ons kan nie wag om saam met hulle oplossings te bied nie. Nou ja, dit dan Frikkie van Loggerenberg. Hy kan nie wag vir vandag se begrotingsrede nie of dat jy met hom kontak maak nie. 48422 is daar die SMS nommer. Onthou om jou SMS te begin met die woord kontak. SMS kos R1.50 elk en BS en fees geld.